Graag wil ek my getuienis deel en ek hoop dit kan vir iemand iets beteken. Ek het groot geword van kleintyd af in die huis van die Here. Ek het belydenis afgelê, elke Sondag kerk toe gegaan. Ek was jeugleier. Ek het by die kerk en in die gemeenskap oral hand opgesteek as daar hulp benodig was. En deur moeilike tye in my lewe was my vader altyd daar. Maar die lewe gebeur. Jy raak besig en sit net al hoe meer hooi op jou vurk. By my werk het ek begin gefrustreerd voel oor 'n baie lang tydperk. Alhoewel ek my daaglikse werk ook as 'n geestelike roeping gesien het waarop mense kan bemoedig en help, het ek gevoel ek wil meer doen. Ek het gevoel of ek stil staan en nie groei nie. Toe bedank ek my werk na gebed en begin in 'n nuwe pos. Ongelukkig het die pos nie uitgewerk soos ek verwag het nie, en ek het vir 2 jaar by die huis gesit en wag. In die eerste jaar het ek net aandag gegee aan emosies wat ek lank opgekrop het en nodig gehad het om te hanteer, om dit by die Here se voete te gaan neersit, om my ou self te verloor en net weer 'n kind te word, afhanklik van die Here en wagtend op sy roepstem, sy opdrag vir my. Maar om te wag was moeilik, om te bid en nie antwoorde te kry nie. Om later te wonder of jy ooit regtig die Here se stem hoor, amper bang te word, jy gaan begin twyfel in jou geloof, maar jy bly bid, jy bly werk in sy huis, en steeds kom daar nie opdrag nie, nie 'n woord nie, amper net stilte. Toe praat die Heilige Gees met my en ek besef, ek was in al my jare so besig met my take vir die Here, maar mettertyd minder met die Here van hierdie take. Ek was besig vir die Here, maar nie saam met die Here nie. En toe hoor ek sy stem. Om dan die Here se stem te hoor in soveel klein dingetjies, soms simpel goed wat jy hom vra, is 'n ongelooflike gevoel. Dit is hoendervleis kry, 'n knop in die keel. Ek het begin om 'n nuwe geloofspad te stap en om die Here te vra wat sy wil en roeping is vir my. Dit is nou al amper 3 jaar en steeds voel ek dat ek nog die pad stap, dat die Here nog besig is om my in 'n rigting te stuur. Ek wag en bid nog steeds vir enige opdrag, sou dit die Here se wil wees. Maar dis 'n anderste wag hierdie keer. Dit is 'n opgewonde wag, wetende dat terwyl jy wag, groei jy nader aan hom, elke dag meer en meer soekend na sy stem in alles in en rondom jou. My getuienis wat ek aan ander wil oordra is, as jy soms voel jy's op 'n plek waar jy bid, maar jy kry nie antwoord nie. Bly bid, bly vra, sonder ophou.